Baie welkom by die getuienis. Ons is vandag in Klerksdorp en ons het 'n kragtige getuienis wat Monica met ons vandag gaan deel. Monica, baie welkom. Dankie Anita. Dit is so lekker om met jou te gesels. Jy weet, ons het mekaar oor die foon gesels en ons kon nie ophou nie. Ek het gedog ek kan baie praat, maar Monica kan baie meer praat. So dit is my so voorreg om haar vandag te kan ontmoet het. En Monica, vertel nou gou eers vir ons jou lewe voor November 2013. Okay, so ek is 'n enkel ma. Ek het 'n seentjie en 'n dogtertjie. Ek was vir 7 jaar getroud, toe besluit ek en my ex-man ons gaan skei. En ja, toe gaan bly ek met my ma. En ja, sy het ons ingevat. Hoe oud was jou kinders daai tyd? Kaiden was 4 jaar oud, Alexia was 18 maande. Okay, dis jou seentjie en jou dogtertjie. Ja. Okay. En ja, sy het vir ons gesorg, sy was met ons. Ja, she was awesome. Dit is so lekker om 'n moeder te hê wat daar vir jou kan wees, want dit is baie keer belangrik. Jy weet, daai liefde en daai ondersteuning wat jy het. Ongelukkig was jou papi al net so 'n paar maande, 'n jaar of so voor jou dogtertjie se geboorte oorlede. Ja. En so daar het jy al klaar trauma ervaar in 'n kort tydjie, want dit was jou papi se dood en toe is dit nou jou egskeiding. Ja. En so gaan trek jy by jou moeder in. En vertel vir my, hoe was jou verhouding met die Here daai tyd gewees? Weet jy wat, Jonita, ek sal nie sê, dit was nie waar dit moes gewees het nie. Ek het, van kleins af was ek altyd baie lief vir die Here. Ek onthou toe ek 7 jaar oud en ek het die kruising op TV gesien. Ek begin huil, want my pa en my ma vra vir my, hoekom huil jy? Ek van, wel, hulle is besig om die liewe Jesus seer te maak. So, ek het altyd hy liefde vir die Here gehad, maar ja, ek dink, ek was nie waar ek moes gewees het nie. Hy het al baie in my lewe gedoen, wat ek kan oorgetuig. Maar ja, ek is op daai pad en dan gaan ek weer af. So 2 maande voor November het daar 'n profeet gesing met op 'n gitaar en sy het vir jou woorde gegee. Vertel vir ons 'n bietjie van daai woorde. Okay, so ons het 'n groepie gehad vir enkel ma's en hierdie vroutjie het 'n prophetic gifting, wat sy vir mense, die Heilige Gees het haar net woord gegee, dan sal sy voor jou staan en vir jou begin sing. En toe kom staan sy voor my en sy sê vir my 3 keer, Monica, my kind, moenie jou rug op my draai nie. En ek sit dan, ek wonder nou, kom gee sy vir my hierdie woord, want my lewe is mos nice. Alles loop reg, ek het 'n nuwe ou ontmoet, ek is gelukkig, so ek van Here, hoekom sal ek my rug op U draai? Ek is mos happy. Ja. Maar ja, ek dink die Here het al vir my voorberei vir wat sou gebeur het in November. En in November 2013 het jou lewe verander en iets het gebeur wat niemand kon eers voorspel het nie. Vertel vir ons wat het in November 13 gebeur. Okay, so die aand voor het ons kragverbreking gehad. Kragonderbreking, En my ma het laat by die huis aangekom, so 9 uur, so ons was heeltemal in die donkerte. Toe sit sy kers aan, en ek dink sy het so 11 uur se kant. Toe gaan slaap ek, en ek het nog vir haar gesê, wees versigtig met die kers, want mens weet, 'n kers is dis gevaarlik. It's a very dangerous thing. En ek het gaan slaap, en toe word ek wakker, so, dink dit was so 1 uur in die oggend. Toe hoor ek 'n snaakse geluid voor my kamer se deur, want my ma het my deur toegemaak. Okay. En ek hoor hierdie, it's like a crackling sound, die krk. En ek dog, wat nou? Ek's nog in my nagklere, obviously, ek het nou net wakker geword. Ja. Gaan na die deur toe, maak ek die deur oop. En toe ek die deur oop maak, kom hierdie vuur so op my. Hy het my heeltemal hier, my eyebrows en my hair gesinch. En ek dog, wat gaan nou aan? Dan maak ek, Lord, ek begin, die adrenaline begin opgaan. Toe dog ek, okay, ek moet uit hierdie huis uitkom.
En ek skree vir my ma en ek skree vir my seentjie want Kaiden se kamer was langs my kamer, my ma se kamer. My kamer was in die middel, my ma se kamer was hier, Kaiden se kamer. En Kylan is nou jou seentjie. My Kaiden Hoe was oud is hy? Hy was 8 jaar oud. 8 jaar, okay. En my dogtertjie was 5 jaar oud en sy was in die bed met my. Sy slaap nog. Ja. Ek onthou ek gryp haar by haar voet. Ja. En ek Trek haar. sy trek haar na my toe. En sy word wakker en ek sê vir haar, ons moet uit hierdie huis nou kom. Want ek dink vir myself, ek moet uitkom, ek moet help gaan kry om te sien wat kan ons doen. En nou is hierdie vuur, hy's besig om te vlam. En ek wil nog na my seentjie toe gaan en ek roep vir hom, ek sê vir hom Kaiden en ek hoor hom. Ek sê ek hoor, hy sê vir my hy's hier. Ek dink, okay, my kinders is saam met my. Ek kan niks vir my sien nie. Dis net donk. I mean, it was a thick. It was just black smoke. So as I'm walking through the smoke, ek gulp net hierdie rook in. Nou kan ek nie vorentoe by die huis gaan want die vlamme is te hoog. Ek dink okay, ek moet uitgaan by die kombuis se kant. Gaan na die kombuis se kant. Nou ek sluk net vuur en ek dink my kinders is by my. Ek sê vir hulle ons moet net loop, ons moet uitkom sodat ek hulp kan kry vir my ma. En vat die sleutel toe, maak die deur, maar ek sit en bewe soveel. Toe voel ek gaan nou hier uitpas, want ek het soveel rook ingeasem. En ek sê net, Here asseblief, gee my net die krag, kalmeer my net om hierdie deur oop te maak. Ek wil net uitkom. Ek kalmeer net, maak die deur oop, kom uit, vat my dogtertjie, nou sê ek vir my seentjie. Toe word ek hysteries. Toe gaan ek weer in, Ja. maar ek sien, ek gaan dit nie maak nie. Toe is ek hysteries. Toe begin ek skree. Toe is mense daar. Ek het my selfoon saam met my gevat. Bel vir my boetie. Van asseblief, ek het hulp nodig. Die huis brand. Kaiden is nog in die huis. Ek dog nee, hy lê nog op die vloer, hy het geval. Ek het nie gesien nie. En ek roep en ek sê van asseblief help, dan kom die mense intussen. En dis net chaos. Want die huis brand. My ma en my kind is nog in die huis. En ek sê van wat nou? Ja. Eventueel, toe kom die brandweerouens daar, die polisie was daar. Hulle het in ons huis, ek dink hulle het een van die vensters gebreek. Okay. Toe sien hulle kom uit met my seentjie in hulle arms. Toe dog ek, okay, dalk is hy okay. Gelukkig. Ek gaan nou nie paniek nie, ek gaan nou nie ek gaan in die ambulans in. Ek vra nog vir die vrou, haal hy asem? Sy sê niks vir my nie. En ek bewe en my boetie het tussen ingekom en hy sê van sis, kalmeer net, hy gaan okay wees. Ja. Ek het nie hoop gehad vir my ma nie want die kamer was heeltemal Vol vlamme. Ek het net in my hart geweet van my ma. Ek het net geweet. In 'n geval, ons ry hospitaal toe. Alexia is okay. Ek sê van okay, sy's met my boetie hulle het agtergekom. Okay, ons ry gaan hospitaal toe. Hulle vat vir my in 'n ander kamer, vat vir my kind in 'n ander kamer. Dit was nie eers 5 minute nie. En dan staan ek daar in my nagklere. My gesig is swart van al die soet en goed nie. Ja. En ek staan daar. Ek het nie 'n stem nie want die brand, die rook die rook het my stem heeltemal weggevat. En ek onthou, toe kom die dokter daar binnekant en hy kom na my toe, nie eers 5 minute, ek onthou, want ek was nie lank nie. Die suster het nog 'n laken my so omgebring, want jou nagklere, en ek bewe so, maar ek dink dit was die adrenaline, wat nog in my system was. En die skok seker. En die skok, ja, want ek bedoel, om so wakker te word, jou huis brand, en sy kom na my toe en sy sê vir my, mevrou Boshoff, ek sê van ja, ek is so jammer, jou seentjie is dood. Toch okay? Jou ma is ook oorlede. Ek sê vir haar, ek wil my seun sien asseblief. Sy vat my na Kaiden toe. En hy sit daar op die bed. Ek kyk hom so en ek begin sy gesiggie was. Want dit is vol swart goed en ek kyk so vir hom en ek hou hom so vas en my liggaam is nog warm. Ek vat hom in my arms, ek sê vir hom asseblief, moenie gaan nie. Ek is nie gereed nie. Ek sê vir hom, kom terug na mamma toe asseblief. Mama, please don't go. En ek
begin sy gesiggie vas. En intussen wil hulle my vat en ek sê nee, julle gaan my nie vat nie. Ek gaan hier so bly. My kind is nie dood nie. He's going to live. En hulle is van mevrou. En hy's vuil en hy het net sy klein pyjama broekie aan. En ek sê van, nee, ek gaan nie. Ek gaan sy gesig eers was. Ek moet sy gesig was. En ek was heeltemal uit dit en so voel ek so sleg, want ek tog, Here, is my skuld dat hy dood is. Want ek het hom nie gehelp nie, ek het nie seker gemaak hy was by my nie. En Maar dit was die rook wat hy ingeasem het. ek dink dit was 'n engel. Kan ek julle iets sê? Hulle het my kind gekry in sy bed. Hy was nie inderdaad nie. Wat ek gehoor het, Ja. as hulle het vir ons na die tyd gesê, as ek en Alexia in daai kamer ingegaan en vir Kaiden probeer red het, Ja. sal ons al 4 in daai vuur. Ons is almal dood. gewees het. Ons al. My maggies. So ek glo dit was 'n engel. Die Here moes geweet het, want as ek probeer vir my seentjie gered het, ek dink hy was al klaar dood, want sy kamerdeur was, so wat ons gered het was die feit dat my deur toe was. Okay. Sy deur was oop en my ma se deur was oop. Oop. Ja. En toe vat hulle my ICU toe en toe sê hulle vir my familie, hulle glo nie ek gaan dit work nie, want ek het baie carbon monoxide, ek het carbon monoxide poisoning gekry. Sjoe. En ek onthou toe ek op daai bed gelê het, ek sê vir die Here, ek wil nie lewe nie. Ek kan nie. Ek het hom gesê, hierdie is te erg vir my. Vat my nou. Don't want to live. It's just too much. Too much pain. En toe bring hulle vir Alexia in. En sy is nog okay. En sy is fine. En sy kom by my toe en sy gee vir my 'n drukkie. En toe hulle dit doen, toe sê ek van, ek moet beklei. Want ek kan nie toelaat dat my kind sonder 'n ma. Sy het haar klare boetie en haar ouma verloor. Sy gaan ook nie haar ma. En ek sê van, okay Here. Ek moet maak my heal me, get me through this, but I have to be here for my daughter. Ja. En ek onthou toe ek daar in die bed gelê het, ek was 3 dae in hospitaal, 2 dae in ICU, 1 dag. Toe vat hulle my uit, toe kom ek reg. En ek het net vir die Here gesê, ek gaan nie my rug, I will not turn my back on you. Ek sal nie. Ek weier, want as ek jou nie nou het nie, gaan ek nie deur hierdie ding kom nie. Ja. En hoe was jou na dit nou? Monica, ek kan net dink hoe verskriklik die pyn was waardeur jy moes werk, want dit is so rou. En jou ondersteuningsgroep, hoe was dit? Ek glo jy het baie ondersteuning gekry, maar dank die Here, want hy het geweet, hy het 'n baas vir jou gestuur 'n jaar voor dit, Ja. wat jy van werk verander het, en wat jy vertel het vir my van hierdie fantastiese baas wat jy het, wat 'n kind van die Here is, en hy het jou spasie gegee, want hy het geweet jy het dit nodig, en dit is my so kosbaar. Ek wil vir daai baas 'n baas reward gee, want jy sê hy het jou vertel vir ons 'n bietjie, hy het jou 2 maande afgegee. Ek het vir 'n gebaas gewerk en dit is eintlik snaaks hoe die Here net weet waar jou in te plaas, want toe hierdie hele ding gebeur het, weet jy, hy het my 2 maande, ek was amper 2 maande af, met volle salaris, en in daai tyd het hulle ook vir my gesê, as jy nie nog reg is nie, of gereed is nie, kan as jy meer tyd gee, maar ek het gevoel, weet jy, as ek by die huis sit, gaan ek oor die goed dink, so liefste dat ek by die werk is, waar ek gelukkig is, en ja, hy was 'n regte blessing, baie kere dan sit ek en ek huil, ek het soveel ek het eintlik 2 basse, en al 2 van hulle, dan sien as Monica is nie lekker nie, dan bid hulle vir my. En dit het jy nodig. Ja, daai tyd het ek, veral die eerste 2 jaar van my, na hierdie hele ding gebeur het, want dis waar ek rarig, ek het heeltemal net so afgegaan. Heeltemal. Ek het myself isolated myself completely. En dis wat mense doen, wat nie verstaan nie. Maar dankie, liewe Jesus, vir daai paar vriendinne wat, weet jy wat, jy isolate, want dis ek gaan nog steeds by jou, net vir jou boodskap sê, jy antwoord my nie, maar ek dink, mense het soveel seer, en toe begin ek ook drink. Ek het begin self-medicate. Okay, want jy het 'n uitkoms gesoek om jou seer te kon
onderdruk. Presies. Okay. Want ek het soveel pyn, so as ons na 'n partytjie toe gaan, dan sien jy almal is gelukkig, maar jy het al hierdie seer. Jy het al hierdie pyn. So wat doen jy? Ja. Jy drink om dit te Ja, om te vergeet, to nee. give you that false feeling of happiness. Okay. Skus. En ja, so ek dink op my dogtertjie ook. Ek kry al so jammer want daai eerste 2 jaar naweek het dan slaap ek het in 'n heavy depressie gegaan. Heavy. Waar ek net letterlik rock bottom. Ek was net as mense my sien, dis net van ek het 'n masker aan. Okay. Is jy okay? Ja, ek is fine. Ek is heeltemal fine. Mense wat my regtig ken, weet ek selfs met my familie. Ek wou nie daai burden. Nie dat ek is nie, Ja. maar in my kop is dit van Ek wil homself dra, jy hoef ja. nie deel te wees En van nie. ek dink ek het op 'n dag het ek 'n nervous breakdown waar ek heeltemal ek het net gebreek. Ek het vir Lexie skool toe gevat. My baas se boodskap gesien en hom gesê ek kom nie werk toe nie. En toe besluit ek wil hier nie meer doen nie. Dit is net te seer. Sjoe. I want to end everything. En jy was op pad om selfmoord te pleeg? Ja. 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 Ek het die pille daar gehad en ek sê van ek is moeg. Ek is moeg om heeltyd te huil. Ek is moeg. Ek mis my kind verskriklik. Ja. Ek is moeg van mense. Ek is nie lelik nie, maar daar's 'n groot verskil tussen 'n mens wat 'n ouer en 'n kind is. Dis heeltemal mense verstaan dit nie. Hulle sal vir my sê, "O, ek het my ouma verloor." Ek's van, "Jy verstaan nie." Jy het ook jou ma verloor. Ek het en dit is Dus, ek ruil it's ja, completely twee different. verskillend, ja. My kind en my ma, the grief is completely different. En Ja. mense verstaan dit nie altyd nie. Ek weet hulle bedoel goed by dit. Dis hy, ja. Maar nee, en dit maak my net, ek het net verder en verder in daai put ingegaan. En ek wou die pille gedrink het en ek so vir die pille gekyk en ek's van my sussie baie gesê, wel nie baie nie, ek het net vir haar boodskap gestuur. En ek dink sy het 'n vermoeding gehad wat ek wou gedoen het, maar ek onthou ek het so die pille so gekyk en toe kom Alexia se gesig so voor my. Ek sien vir my dogtertjie en ek's van ek kan dit nie aandoen nie. Ek kan. Ek's net van Here, ek kan nie. Ek is te lief vir my kind. Ek gaan dit nie aan doen nie. I just can't. Toe kom my skoonsussie daar aan en sy klop my deur en sy's van Monica en ek's van gaan na die deur, ek's van wat nou? Dis so asof die Heilige Gees haar gelei het. Ek kon sweer dit was. Sy's van is jy okay? Ek's van ja, ek is net by die huis en toe ek haar sien begin ek huil en ek sê vir haar ek is nie okay nie. Ja. Ek is nie okay nie. Ek kan nie meer nie. Ek cope nie. Alles is net besig om uit mekaar uit te val. Ek het hulp nodig. En dis toe hulle vir my, dokter het vir my in Parkmed gesit. Parkmed is mos 'n kliniek vir depressie en daai tipe ding. Maar terwyl ek daar was, het ek net besef as 'n mens rou, dit is anders as depressie. Dis goed wat hulle doen, maar hulle kan jou nie heeltemal genees nie, want dit is daai seer. En dis toe ek besef het en ek net regtig toe ek daai rock bottom, hit rock bottom, toe roep ek en ek het vir die Here gesê, Here, ek weet ek is kwaad met jou, ek is, maar as jy jou hand nou nie hier, if you don't intervene, gaan iets met my gebeur, want ek kan nie hierdie doen nie. Ek het net te veel seer. Ja. Dit is net te veel vir my. Help my asseblief. En ja, hoe awesome is die Here dat he heard my cries en hy het net geweet, weet jy wat? Dis al wat ek wou gehad het van jou, om te surrender. En toe ek begin surrender het, en toe ek begin my goedjies vir hom gee, en vir hom gesê, Here, hier is Monica, ek is gebroke, ek het jou hulp nodig, het hy begin om my te Genees. ja. En jou pad ook nou wat jy gestap het, dis nou
hoeveel jaar terug, 2013, dus dit is nou, weet ons is nou in 2020, daai hele journey wat jy met die Here toe gestap het, want ek kan vir jou sê, toe ek jou gesien het, Monica, ek kan nie die vrou sit wat hierdie seer gehad het, 2013, en hierdie vrou van 2020, nee, dit is, jy lag en jy het soveel liefde om te gee en dis net die Here wat dit kan doen. Dis net hy wat daai wond, daai seer kon wegvat van jou en jou 'n nuwe mens gemaak het wat jy vandag, jy het vir my gesê jy's 'n introvert, maar jy's alles behalwe 'n introvert. Want jy straal net en dit is vir my so wonderlik om te sien wanneer jy jouself oorgee aan die Here en hy doen die werk, dan hy doen nie 'n halwe werk nie. Hy het jou heeltemal transform, as ek dit in Engels so kan stel, en hy het vir jou 'n pragtige mens gemaak daarna. En hy het jou so genees. Ek weet jy kry jou dae wat nie maklik is nie. En dit is verstaanbaar, maar die mens wat jy vandag is net vir my dat jy straal net so mooi uit. En ek kan nie die Here al die eer gee. Amen. Sê gou vir my, as jy vir die kykers 'n woord kan gee, deur jou getuienis en die journey waar jy deurgestap het met die Here in jou genesingstydperk, wat kan jy met die kykers deel? If I may, I want to share 2 scriptures. Okay, I'm just going to read them quickly. Okay, so Revelation 21 verse 4. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. And Luke 4, verse 18, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set liberty to those who are oppressed. Ek sê altyd vir mense, baie keer, as ons, when we're facing certain things in our life, you're never too broken to be healed by Father God. At the end of the day, I was in a position, if I kept a diary right after my son and my mom died, and if I have to see how the Lord took me because I had no joy, it was as if laughter just disappeared. And when Father God began to heal me by praying for other people, because that's where my healing really started, was when I started praying for other people, he started healing me. And it's as if that joy just came. He took my heart into his little broken pieces and he just put everything together. So there's always hope. I always think of the woman that went and took Jesus' hem of his garment, and she thought, if I just touch it, he'll heal me. And that is exactly what Father God can do, because he doesn't have favorites. So yeah, that's what I want to share. There's always hope, no matter how broken, no matter how much grief you're going through, no matter how you feel, you think, Lord, I can't get through this. You can, when you surrender and you just give it to him, because Jesus, he does the healing. He makes your impossible possible. Absoluut, sure. Ag Monica, baie dankie dat jy jou getuienis gedeel het. Ek wil net afsluit met 'n gebed. As jy nie omgee nie, kom ons maak dit ons so toe. Here, ek wil net na U toe kom en sê baie dankie. Dankie Here dat ons weet ons kan net ons harte uitstort aan U. Ons gebroke harte, en U kom en U maak dit heel. Vader, ek wil bid vir die kykers wat vandag na Monica se getuienis geluister het, wat dalk so stikkend is soos sy, en weet waarvan sy ervaar Monica se seer, want sy of hy is self in daai situasie. Here, ek vra dat U daai gebroke harte sal vat, Here, en dit net heel sal maak, dat hulle net nou vandag en sê, Here, ek gee oor, maak hierdie hart van my wat stikkend is, maak dit heel, Here, en dat U die werk sal doen, en dat hulle ook vir ons hulle getuienis gaan stuur om te sê, ek het gedoen wat Monica gesê het, en die Here het my ook genees, en die Here het ook 'n wonderwerk in my lewe gedoen, en vandag is ek 'n nuwe mens. Here, ons sien uit om te hoor van die getuienisse wat die mense gaan vir ons stuur deur dit wat U vir hulle gaan doen. Here, dankie dat U 'n Vader is wat van liefde en wat omgee en kan genees. Dankie Here, ons gee U al die eer en die lof daarvoor in Jesus naam. Amen. Monica, baie dankie dat jy jou getuienis vandag met ons gedeel het.
absoluut. En ons bid dat die Here, dat jy net regtig ook nog vorentoe sal gaan, dat hy jou gaan gebruik om 'n verskil in ander mense se lewens sal maak, en dat jy gehoorsaam sal wees as jy moet gaan bid vir die persone wat ook seer het. En ons gee net die Here al die lof vir dit wat hy in jou lewe gedoen het, en ons weet, hy sal dit vir iemand anders te ook doen. Thank you for having me, Anita. Baie dankie dat julle na die getuienis gekyk het. Vir die wat op YouTube is en julle het van hierdie getuienis gehou, onthou om daai like button te druk, en ook vir die wat nie wil uitmis op ons volgende opnames nie, kan julle daai subscribe knoppie druk, en dan ook as julle enige gebedsversoeke het, kan julle dit vir ons e-pos, en dan die wat getuienis het, asseblief kom met ons in kontak, en dan groet ons julle in die naam van Jesus. Tot 'n volgende keer. Shalom. Partydag is makliker as ander. Elke dag bring goed en soms ook kwaad, maar elke dag skep sy eie geleentheid om goed te doen. Is 'n besluit wat almal raak. Elke dag is 'n nuwe geskenk van die Vader. Begin dit reg op jou knieë voor die Heer. Dan sal hierdie dag vir jou makliker wees as die ander. Want die goeie by God is sterker as die kwaad. Ek weet maar al te goed, dis maklik om te sê jy moet vas staan.